Ons is vandag in deel 7 van ons Bybelstudie uit Kolossense en is 'n interessante gedeelte want vandag sit ek hier in Johannesburg en is besig om hierdie video vir julle te maak en dit gaan oor werk. En in hierdie gedeelte wat ons sien vandag is, ons dink baie keer dat wanneer ons in 'n verhouding met Jesus Christus is, dat ons geloofslewe is privaat. Dit is iets wat tussen ons en God gebeur. Terwyl Kolossense vir ons kom sê, maar die feit dat Jesus Christus ons gered het en die feit dat ons kinders van God is nie maar net iets wat ons vir onsself hou nie. Dit is iets wat ook uitgaan na buitekant toe in al die verhoudings in ons lewens. So in hierdie gedeelte kom Paulus, dan kom sê hy vir ons, daar is 'n paar verhoudings in ons lewe wat baie belangrik is, en ons verhouding met God spoel deur na al hierdie verhoudings toe. Dit is nie net met ons en God nie, maar dit is ook met die mense wat rondom ons is. Dit is al die fasette van ons lewens. Dit gaan oor ons werk, dit gaan oor ons huwelike, dit gaan oor ons verhouding met ons kinders. En voordat ons dit gaan doen, of bietjie dieper in die teks ingaan, kyk ons na wat was die kultuur waarin Paulus hierdie gedeelte skryf. Want ons moet onthou, ons het vir onsself gesê, hierdie teks is geskryf vir 'n spesifieke tyd, vir spesifieke mense en deur 'n spesifieke persoon en om 'n spesifieke rede. So die kultuur van daardie tyd waarin hierdie brief geskryf is dat vrouens in daardie tyd het nie baie reg gehad nie. So hulle was eintlik afhanklik van hulle mans gewees en hulle het nie die reg gehad om te kan stem nie, hulle het nie die reg gehad om 'n besigheid te kan bedryf nie. So hulle het nie van die regte gehad wat 'n man gehad het nie. So hulle was eintlik baie afhanklik van mans gewees. En dan het hy ook geskryf oor slawe en slawerny. Nou, wanneer ons moet verstaan is dat wanneer Paulus hierdie gedeelte skryf, dan wil hy nie daardeur sê dat hy dit goedkeur nie, maar hy skryf die brief aan mense binne sekere omstandighede. Hy wil kom sê in hierdie brief dat dit gaan nie noodwendig oor jou omstandighede nie, maar dit gaan oor wie jy is in Christus, dat ons almal deel is van Christus. Dan kom skryf hy hierdie brief, hy sê, ons almal het die vermoë of die verhouding met God as gevolg van dit wat Jesus Christus gedoen het. Almal is gelyk, mans en vrouens is gelyk, slawe en eienaars is gelyk, almal is op 'n gelyke vlak. Jy het geen spesiale kennis nodig nie. Julle sal onthou in die begin dat ons gepraat van, daar was mense wat gesê het, jy moet spesiale kennis hê, jy moet hierdie boek lees, jy moet na hierdie mense luister, al daardie tipe van goed. Dan kom Paulus en sê hy, nee, dit is nie die geval nie. Ons is almal gelyk voor Christus en ons is almal, of jy nou slaaf of vry is, of kind of ouer is, of man of vrou is, of Jood of nie Jood, slaaf of vry, dit maak nie saak wie jy is nie, ons is almal gelyk voor God. En dan die tweede ding is, wat Paulus kom doen is, hy kom spreek in die omstandighede in, van die mense wat in Kolosse bly. Dit beteken nie noodwendig, dat wanneer ons in 'n verhouding met God is, dat hy altyd ons omstandighede verander nie. Maar wat hy wel doen is, hy verander ons, waar ons leef, binne in ons omstandighede. En dan begin hy skryf oor 3 goed wat vir ons baie belangrik is. Die eerste ding waaroor hy vir ons skryf is, hy skryf vir ons oor die huwelik. In Kolossense 3 vers 18, dan skryf hy, dan sê hy, vroue wees aan julle mans onderdanig, soos dit pas by mense wat met Christus een is. Die Engels praat van submit. Nou, wanneer ons praat oor hierdie tema, is dit gewoonlik 'n baie sensitiewe tema, want die vrouens dink dat wat Paulus daardeur sê is dat hulle geen reg het nie, en dat hulle moet oorheers en oordonder word deur hulle mans, wat glad nie die geval is nie. Dit is nie wat hy sê nie. Hy sê nie dat vrouens moet tweede viool speel nie. Wat hy hierdeur vir ons sê, is dat God 'n God van orde is, en dat hy 'n sekere orde het, en daardie orde is ook van toepassing in die huwelik. Daar is geen persoon is bo die ander nie.
Geen persoon is meer belangrik as die ander nie. Maar wat wel belangrik is, en dit is wat ons as mans moet verstaan, is dat ons is aangestel om die leiers van ons huishouding te wees. En dan beteken dit dat vroue hulle self onderdanig stel, beteken nie dat hulle minderwaardig is nie, maar ons as mans het die verantwoordelikheid om ons kinders te lei, om ons vrouens te lei, en om die weg te baan vir hulle om in die regte verhouding met God te kan wees. Om die wil van God te kan doen. En daarom sê Paulus, hy sê in vers 19, hy sê, mans, julle moet julle vroue lief hê, en julle moenie griewe teenoor hulle opbou nie. So ons moet ons vroue lief hê. Hierdie liefde beteken nie, jy vat jou vrou een keer in 6 maande op 'n date night, of jy koop vir haar een keer 'n jaar 'n Valentynskaartjie nie. Hierdie liefde beteken dat jy as man bereid sal wees om alles te gee, om jou lewe te gee. Soos wat Christus sy lewe vir die kerk gegee het, so moet ons as mans bereid wees om ons belange en wat vir ons belangrik is, op sy te kan skuif en ons vrouens te lei en lief te hê, soos wat Christus wil hê ons dit moet doen. Dat ons familie moet lei, dat ons, wanneer ons vrouens na ons kyk, dat hulle kan sien dat ons vir hulle lief is, dat ons kan sien ons dra hulle belange op die hart, dat hulle kan sien ons wil hulle lei en ons lei ons kinders, en as gevolg van dit wat hulle sien, stel hulle self onderdanig daarin om jou as man toe te laat, om die hoof van die huis te wees, soos wat God dit wil hê. Wanneer 'n vrou dit doen, wat is ons reaksie as mans? Ons reaksie is dat ons hulle sal lief hê, dat ons hulle sal eer, dat ons hulle sal waardeer en dat ons hulle sal beskerm. Wanneer ons as mans ons vrouens en ons gesinne lei, soos wat God dit wil hê, dat ons bereid sal wees om hulle belange eerste te stel, dat ons hulle sal leer in die weë van God, dat ons 'n voorbeeld vir hulle sal wees. Dan kom die vrou en sy stel haar onderdanig, want sy sien dat haar man haar beste belange op die hart dra. En dan is dit nie 'n probleem dat die man die leier van die huishouding is nie. En wanneer dit gebeur, is die perfekte orde van God presies in plek, soos wat dit veronderstel is om te wees. En dan gaan hy verder, dan praat hy oor kinders. Hy sê, kinders, julle moet gehoorsaam wees aan julle ouers. Julle moet doen wat julle ouers vir julle sê. Maar hy sê in dieselfde asem, dan sê hy, ouers, moenie so optree, dat jy jou kind ontmoedig nie, dat jy jou kind moeg maak nie. Want ons ken daai mense wat hulle kinders druk totdat hulle nie meer kan nie, wat eintlik in hulle kinders wil bereik wat hulle nooit self kon bereik het nie. En dit beteken Paulus kom sê vir ons, moenie op so 'n verhouding met jou kinders wees, dat niks is ooit goed genoeg nie, jy is nooit tevrede nie, jy druk hulle tot op 'n punt waar hulle nie meer kan nie, hulle is nooit goed genoeg nie, dat hulle voel dat daar geen liefdesverhouding is tussen ouers en kinders nie. So ons moet verstaan dat die regte verhouding wat ons met ons kinders moet hê, is die verhouding waarvan ons gelees het in sessie 2, in Kolossense 1 vers 20, dat daar nou vrede gemaak is tussen ons en God, dat ons kinders van God kan wees, dat hy ons aangeneem het, dat ons die genade van God ontvang het, en soos wat God teenoor ons as ouers opgetree het, soos wat hy ons vergewe het en syne gemaak het, en ons lief het, so moet ons dieselfde manier met ons kinders ook omgaan. En ons moet altyd mooi verstaan, dit geld vir vroue in die huwelik, en dit geld ook vir kinders aan hulle ouers, is dat indien iemand van jou iets verwag, wat nie in lyn is met die woord van God nie, dan hoef jy dit nie te gehoorsaam nie. As iemand van jou verwag om goeders te doen wat teen jou morele waardes is, dan hoef jy dit nie te gehoorsaam nie. Dit is hoekom Paulus vir ons sê, dat ons in die weë van God moet bly, ons moet in die weë bly hoe ons teenoor mans en vrouens optree, ons moet in die weë van God bly hoe ons teenoor ons kinders optree. Want wat ons moet verstaan is dat Christus is die hoof van alles.
Hy is die hoof van die skepping, hy is die hoof van die kerk, hy is die hoof oor die huwelik, hy is die hoof oor man en vrou, en hy is die hoof oor pa en ma. En dat op grond daarvan, dat Christus die hoof is van alles, sal ons verhoudings inrig in daardie manier soos wat God dit van ons wil hê en soos wat God dit van ons verwag. So kinders aan die een kant, wees gehoorsaam aan julle ouers, ouers aan die ander kant, tree op teenoor julle kinders met dieselfde genade en dieselfde liefde as wat God teenoor julle opgetree het. En dan die derde ding en die laaste ding is, dit gaan oor werk. Dan praat hy oor slawe en eienaars. Nou, ons het nie meer slawerny soos daai tyd nie. In daai tyd kon jy, het dit nie gegaan oor ras nie. Jy kon jouself as 'n slaaf aan iemand verkoop, om miskien dalk skuld af te betaal. So, maar soos wat jy aangaan in daardie tydperk, kan jy jouself loskoop met die werk wat jy doen. So, en dan kom Paulus, dan skryf hy in hierdie gedeelte, dan praat hy van slawe aan die een kant, en hy praat van meesters of eienaars aan die ander kant. Hy sê, ongeag die verhouding, of ongeag die omstandighede waarin jy is, kan jy God dien met alles in jou. Kan jy, al is die omstandighede nie 100% soos wat jy dit graag sal wil hê nie, kan jy nog steeds God dien binne-in daardie omstandighede. Kan jy nog steeds die volheid en die goedheid en die genoegsaamheid van Jesus Christus ervaar, en kan dit nog steeds deel word van jou lewe. Wat ons as gelowiges moet verstaan is dat die werksplek is die plek waar ons die meeste tyd spandeer. Die mense saam wie jy werk, is die mense saam wie jy die meeste tyd spandeer. En dalk het ons nodig om 'n mindshift in te gaan. En uit 'n persoonlike getuienis uit, is dat binne in ons maatskappy, is daar verskriklik baie goed wat verander. Sodra jy dink dit hou op, dan verander dit net heeltemal. En die omstandighede is ongelooflik stresvol. En wat hierdie gedeelte vir my gesê het, is dat ek werk nie vir 'n baas nie. Ek werk nie vir die maatskappy nie. Ek werk nie vir die aandeelhouers nie. Ek werk vir God. En ons moet daai mindshift hê van, ja, die werk is miskien nie op hierdie stadium soos wat jy aan gewoond was nie. Dis miskien dalk nie soos wat jy wil hê nie. Die omstandighede is dalk iets wat jy nie so wil ervaar nie. Maar dat dit wat jy doen, of jy 'n dokter is, of jy in die publiek is waar almal jou sien, of jy werk doen wat niemand raak sien nie, of jy weet, maak nie saak waar jy is nie, of jy toilette skrob iewers, maak nie saak wat jy doen nie. Dat ons doen dit nie vir onsself nie, ons doen dit ook nie net vir iemand anders nie, ons doen dit tot eer van God. En dalk mag jy dalk verhoging kry, of boottrip wen, of enigiets van daai soort, en erkenning kry by die werk, maar die een by wie ons eintlik erkenning kry, is by God self. Want hy gee ons die vermoë om te werk, hy verwag dat ons dit sal doen tot die beste van ons vermoë, en dat ons dit sal doen tot eer van sy naam. Dit is hoekom hy in vers 24 dan skryf hy, weet dat die Here julle met 'n erfdeel beloon het. Hy is die een wat die beloning gee. Jy kan jou beloning by die werk kry, maar hy is die eintlike een wat ons beloon. Die eienaar vir wie julle werk is Christus. Ons werk vir Christus. Ons werk by 'n plek, ons werk saam met ander mense, maar dit wat ons doen, die werk wat ons doen ons tot eer van Christus. Ons leef vir iets beter, ons leef vir iets groter, en dit is vir die koninkryk van God. En dan skryf hy in eindig hy hierdie gedeelte met hoofstuk 4 vers 1, as hy eienaars, base, behandel julle werkers of julle slawe reg en billik, en onthou dat julle ook 'n eienaar het in die hemel. So of jy nou die baas is, of jy die eienaar van die plaas, die besigheid,
wat ook al is, jy het 'n verantwoordelikheid om op 'n manier op te tree teenoor die mense wat vir jou werk, soos wat Christus teenoor jou opgetree het. Dat ons wat mense het wat onder ons werk, oor wie ons toesig moet hou, dat ons op so 'n manier sal leef, dat hulle Christus in ons lewens kan sien. Dat ons die genade van God en die liefde van God en dit wat ons van God ontvang het, dat God ons baas is, ons eienaar is, dat ons almal vir God werk, dat ons op daardie selfde manier met menslikheid sal omgaan teenoor die mense wat saam met ons werk. In hierdie gedeelte sien ons dat daar is 'n A-kant en 'n B-kant. Vroue, julle moet aan julle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vroue lief hê. Kinders, gehoorsaam julle ouers. Ouers, hanteer julle kinders soos wat ons die genade van God ontvang het. Slawe, wees gehoorsaam aan die mense vir wie julle werk. Eienaars, hanteer julle slawe op die manier waarop Christus en God elkeen van ons ook hanteer het. Die evangelie van Christus is nie vir onsself nie. Dit wys vir die wêreld ons verhoudings met ander mense, wys vir die wêreld die verhouding wat ons met God het, die genade en die liefde wat ons van God ontvang het, en dit spoel deur na al die verhoudings in ons lewens toe. Dit spoel deur na ons huwelike, dit spoel deur na ons ouerskap, en dit spoel deur na ons werk. Groete en blessing.